Goeiedag, in hierdie video gaan ons kyk na van die laaste en die groter tafels, die 6, die 7 en die 8 maal tafel. Ek wil elkeen apart behandel, dus net kyk bietjie hoe hulle mekaar steek en hoe ons hulle kan probeer onthou. Ek het in die video van die 3 maal tafel gesê, dat ons gaan 10 verskillende tafels op papiertjie skryf en hulle meer gereeld oefen, want ons bietjie taai om te onthou. In die 3 maal tafel was daar reeds 3, en hierso is dan die volgende 3 wat ek wil hê. So, dat gaan nie baie wees nie, is 100 tafels wat jy moet leer. Ek vra net dat jy 10 op 'n lysie gaan skryf en moeite met hulle doen, en die ander met begrip uitwerk. Goed, by die 1x6 het ons reeds in die 1 maal tafel gedoen, daar het ons 6x1 gedoen, so ons weet al waar jy is. 2x6 het ons by die 2 maal tafel gedoen, 3x6 het ons in die 3 maal tafel gedoen, ek het gesê pas op daar asseblief, het ons om hard oefen. 4x6 het ons by die 4 maal tafel gedoen, met verdubbeling en weer verdubbeling. Die 5x6 het ons in 5 getel, so het ons in die 5 maal tafel het gedoen, en so moet jy geskryf het, hierdie is reeds gedoen. Daarom is dit belangrik, wat ons ook in die begin gesê het. Ons het gesê, onthou, dat ons kan 'n tafel omdraai, 1x6, dit gaan dieselfde antwoord gee, 6x1. Soos ek gesê het, elke kind het daar 'n aanvoeling, party hou van 2x6 en kry makliker die antwoord, aan die een kan jy makliker 6x2 onthou. Maar jy moet hom omdraai tot hy jou pas, dat jy maklik kan onthou. Maar ons moet dit vir die kinders sê, dat hulle onthou, dat ons die tafel kan omdraai om dit makliker te maak vir ons om te verstaan. Nou skuif ons rond in die tafel, en dan sê ons vir onsself, ons weet ons na 10x6 is 60, so ons kon hom uithaal. Ons weet ook dat 6x11 is nie so moeilik om te leer nie, hy is 66, so ons kon hom ook uithaal. So, in die 9x6, sal ek met ander woorde in die 9 maal tafel bietjie meer volledig beskryf. Dan beteken dit, hier gaan dan vir ons 3 tafels oorbly, wat ons moet gaan leer. Ek het gesê, dit gaan 3 van die 10 wees. So as nie meer baie wat ek nog extra vir jou kan gee om te leer nie. Ons sê dan vir mekaar, 6x6 is 36, hy is ook een van die lekkeres vir my, wat sê daar is 'n 6, maar nog 'n 6, die antwoord het 'n 6 en die antwoord ook, so is lekker, net soos die 5x5 is 25. 7x6 is gewoonlik 'n lelike een, ons gaan leer om is 42, en 8x6 is 48, dat is definitief manier om dit uit te werk. Verskillende kinders wat kreatief is, kan hulle eie goed uitwerk. Hierdie leer ek maar soos 'n slaaf, vir die swakker kinders 'n manier van doen. Nou kyk ons na die 7 maal tafel. Weer het ek gesê, ons het reeds hierdie gedoen. 1x7 in die 1 maal tafel, 2x7 by die verdubbeling, by die 2 maal tafel, 3x7 kom van die 3 maal tafel af, 4x7 kom van die 4 maal tafel af, 5x7 van die 5 maal tafel af, en nou net die vorige een het ons 6x7 gedoen reeds, by die 6 maal tafel. So hulle is almal uit, so wil nie weer te leer nie, onthou net wat ons gesê het, ons moet hulle kan omdraai, as hulle jou plan jou kop. Onthou, as jy 5x7 makliker leer, of lees, of 7x5 makliker lees, hulle gaan dieselfde antwoord 35 gee. So gaan 6x7 dieselfde antwoord gee as 7x6, wat ook 42 gaan wees. So hierdie is nou almal reeds gedoen, so ons ken hulle al reeds. Hier sien jy dan nou nog 2 van my sterretjies. 2 van die moeiliker tafels, wat ons gaan neerskryf op die lysie van 10, en jy kan sien, ons trek maar hier so by 7 en 8, daar kan nog net 2 kom, en dan gaan ons hulle apart en hard leer. Die 9 maal tafel, gaan ek ook weer in die 9 maal tafel met jou doen. 10 ken ons nou al, want hy is 10x7 is maar 7. En die 11x7 kan ons maklik leer, dit gaan 77 wees. En soos ek gesê het, ons sal net nou weer na die 7x9 kyk by die 9 maal tafel. So hier gaan jy vir my 2 leer, dis die 7x7 en die 8x7. Die res ken ons reeds. Nou gaan ons na die 8 maal tafel kyk, weer eens sê ek hierso, reeds gedoen. Dit beteken, in die 1 maal tafel het ons al 1x8 gedoen, by die 2 maal tafel het ons 8x2 gedoen, by die 3 maal tafel het ons 3x8 gedoen, by die 4 maal tafel 4x8, by die 5 maal tafel 5x8, 6x8 is ons nou net by die 6 maal tafel gedoen, en 7x8 nou net by die 7 maal tafel. So hulle is reeds 1 keer gedoen. Ek herhaal weer, onthou die omruil soos dit jou pas. As jy 5x8 is 40, makliker onthou met 8x5, dan draai jy hom net om. 6x8 makliker onthou met 8x6, dan draai jy hom net om, soos dit jou pas. En 7x8 is dieselfde as 8x7, wat ook 56 is. En dan kry ons hier die 9de een van die 10 wat jy vir my moet gaan leer. So 8x8 is 64, hy het 'n sterretjie by. Ons gaan die 8x9 weer in die 9 maal tafel sien. En soos ek reeds gesê het, die 10 maal tafel het ons al gedoen, hy is maklik, ons het net 'n 0 agter die 8, en die 11x8 gee dan vir jou net die 2 8's langs mekaar, dit is ook nie moeiliker om te onthou nie. Wat jy nou moet oplet, is dat jy net 1 tafel in die hele tafel van, hier is 11 tafels, hier is net enetjie wat jy hoef te gaan byleer, en dit is 8x8. Die 9 sal ek net nou met jou doen, met die volgende video.